Goeiemôre aan al die Heartbeat FM luisteraars, sowel as die YouTube kykers. Baie hartlik welkom vanoggend. Kobus Kraus hier. Ek wil graag oor die volgende 4 weke stil staan by die onderwerp van roeping. Roeping is so 'n sentrale tema in die woord van God. Ons leer God ken as 'n God wat roep. Ons gaan vanoggend hierna kyk. Kom ons buig ons hoofde in gebed. O wonderlike Here, Vader, Seun en Heilige Gees, ons dank U dat ons vanoggend hier voor U kan kom staan. Ons wil graag U woord vanoggend hoor. En ek bid dat U deur die Heilige Gees dit in ons harte sal werk. Dat U deur die Gees ons harte sal oop en ontvanklik maak vir wat U vir elkeen van ons persoonlik wil sê. O Here, U is die een wat na ons roep. En ons wil graag vanoggend antwoord op daardie roeping. En daarom bid ons dat U dit so deur die Gees in ons harte sal werk. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek wil graag vanoggend lees uit 2 Petrus 1 vanaf vers 1 tot 11. Van Simeon Petrus, 'n dienaar en apostel van Jesus Christus, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser, Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid. Die deugsaamheid met kennis. Die kennis met selfbeheersing. Die selfbeheersing met volharding. Die volharding met godsvrug. Die godsvrug met liefde onder mekaar. Die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig, nog erger. Hy is blind en het vergeet dat hy van sy vorige sondes gereinig is. Daarom, broers, moet julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Tot sover.
God is 'n God wat roep. Ons leer hom ken van Adam en Eva. Is Adam en Eva geval het vir die sonde en hulle kruip weg in die tuin, dan is dit God wat roep. Waar is jy? Hy is die God wat vir Abraham roep, wanneer Abraham soekend na God is, en Abraham op daai stadium sy heil by die maangod soek, dan kom God en hy roep hom. So kry ons dit dwars deur die skrif, dat die Here 'n God is wat roep. Daar as Lazarus dood is, en Jesus daar kom, en Martha vir Jesus ontmoet, en dan hardloop Martha na Maria toe, en sy sê, die meester is hier, en hy roep jou. Vanoggend roep die Here jou. Gaan jy luister? As ons kyk na 'n gemeente in die Grieks is 'n ekklesia. Nou ekklesia beteken dat die Here 'n vergadering bymekaar roep. Dit kom van die Griekse woord kaleo, wat beteken die byeenroeping van 'n vergadering. Maar wanneer Jesus dit gebruik, kry dit spesifieke betekenis, en beteken dit die mense, die ekklesia, die gemeente van die Here, is die mense wat die Here uit die wêreld uitgeroep het tot sy kosbare lig. As jy dalk vanoggend nog in die wêreld is, moet jy mooi hoor. God roep jou uit die wêreld na sy kosbare lig, na sy koninkryk. En dis wat die kerk is. Die kerk is die mense wat die Here uitgeroep het uit die wêreld en deel gemaak het van sy koninkryk. En dis met hierdie mense wat die Here hier kom praat uit 2 Petrus uit. Nou die agtergrond van hierdie brief van Petrus moet 'n mens verstaan. Op hierdie stadium, die mense aan wie Petrus skryf, is mense wat uitgeroep is deur die Here, maar hulle het begin verslap in hulle diens aan die Here. Hulle het al meer gewoond geraak aan die wêreldse dinge. Hulle het eintlik teruggeval in die wêreldse dinge. Die wêreldse invloed het geweldig ingespeel, en daarom kry mens dat hulle welliste het oorgeneem. Hierdie mense het nie meer besef dat hulle die uitgeroepenes is nie. Dit is soos ons daar aan die einde gelees het van die skrifgedeelte, vers 9 sê, iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig, nog erger, hy is blind, en het vergeet dat hy van sy sonde gereinig is. Dis wat gebeur as uitgeroepenes van die Here, met ander woorde die kerk van die Here, weer so beïnvloed word deur die wêreld. En dan sê Petrus hier, dan is jy kortsigtig, jy's blind, en jy vergeet wat Christus vir jou gedoen het, toe hy jou van jou sonde gereinig het. En daarom hierdie boodskap vanoggend, God roep jou terug. Waar jy ook al in jou lewe is, roep jou terug na sy vergadering as burger van sy koninkryk.
En hiervoor kom gee hy vir ons 'n baie duidelike aan. Die eerste keer toe God jou persoonlik geroep het, toe jy tot bekering gekom het jy geantwoord met geloof. As jy nog nie met geloof geantwoord het nie, nou is die tyd. Maar die geloof beteken, ek glo dat Jesus Christus vir my sonde gesterf het en dat sy bloed my reinig van alle sonde. Nou baie keer bly ons by hierdie geloof. Ons gaan nooit verder nie. Ek sê, en ek loop met hierdie tevredenheid in my, en ek is bang dat baie mense met hierdie tevredenheid loop. Ek het die Here Jesus aangeneem, ek kan nou maar maak soos ek wil. Dit werk nie so nie. 'n ander predikant vertel hoe hy op 'n stadium moet toesig hou by mense wat eksamen skryf vir 'n universiteit. En hy is die opsigter daar, en voor die eksamen begin, kom 2 van die studente na hom toe en sê vir hom, meneer, kan u nie maar asseblief hierdie oopboek eksamen maak nie? Dat ons net ons handboeke mag inneem. Hy sê toe, nee, onder geen omstandighede nie. Toe sê hulle vir hom, maar is jy dan nie 'n Christen nie? Toe sê hy, ja, ek is. Toe sê hy, maar as jy 'n Christen is daar mos genade. Ons skryf nou al vir die hoeveelste keer hierdie eksamen. Wees ons net genadig dat ons hierdie boeke kan inneem. Toe sê hy vir hulle, julle verstaan nie genade nie. Genade beteken nie, dis 'n brief van toestemming om sonde te doen. Genade is om te leef uit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. En God roep jou vanoggend om dit te doen, en dan gee hy vir jou 'n baie duidelike riglyn in hierdie gedeelte. Daarom sê hy, julle deel gekry aan die goddelike natuur, toe jy jouself vir die Here gegee het, en hy deur sy Heilige Gees in jou kom woon het. Jy het deel gekry aan die goddelike natuur. Maar nou, sê hy, en nou kyk ons veral na vers 5, 6 en 7. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugdsaamheid. Goed, jy het die geloof. Jy het jou verlossing in Jesus Christus ontvang. Dis jou geloof. Maar nou moet dit verryk word met deugdsaamheid. Nou, deugdsaamheid is 'n woord wat beteken, dit gaan oor jou lewenstyl. Dit gaan daaroor dat jou lewenstyl moet verander om by jou geloof te pas. En die woord, Griekse woord wat hier beteken dit, jy moet die durf hê, Engels, die guts hê, om op te staan vir wat jy glo. Jy kan nie nou maar meer net ja en amen sê, om nou konflik te vermy en dan maar saamgesleep te word met dinge van die wêreld nie. Hierdie lewenstyl bestaan uit 'n gesindheid waar ek opstaan vir wat reg is. En in 'n ander vertaling word hierdie woord deugdsaamheid vertaal met
opregtheid. Geloof moet aangevul word met opregtheid. Beteken, jy is wie jy is. En jy het deur geloof jouself aan die Here gebind. Hierdie opregtheid beteken, ek het my lewe in die hand van die Here gesit. Ja, ons is swakke mense. En dit beteken, ek bely my swakheid. Ek gaan nie maak, en dit is wat ons nou baie keer doen. Ons word eintlik in ons harte gelyk aan die wêreld. Maar ons hou 'n front voor. Veral as die dominee kom kuier, dan sit ek daai front voor. As ek Sondag by die kerk is ek 'n ander mens as wat ek in die week is. Dis onopregtheid. 'n Opregte mens is een wat is wie hy is, waar hy ook al is, en wanneer hy op 'n plek is hy altyd daardie opregte mens. 'n Mens wat weet, ek het my swakhede en ek steek dit nie weg nie, maar ek is een wat in my hart wil opstaan vir my geloof, vir wat ek glo. So, julle moet julle geloof verryk met deugsaamheid. Ek gaan dit nou sê met opregtheid. En dan moet daardie deugsaamheid aangevul word met kennis. Nou hierdie woord hier beteken nie ek moet slim word nie. Beteken nie ek moet alles weet nie. Dit beteken wel dat ek byvoorbeeld my kennis oor die woord van die Here sal vermeerder, maar dis nie die eintlike punt nie. Hierdie kennis gaan eintlik daaroor dat ek die Here al beter leer ken. Ek moet so lewe dat ek gereeld in kommunikasie met die Here is. Toe ek my vrou ontmoet het, het ek alles probeer leer van haar voordat ek met haar getrou het. Ek het soveel moontlik kennis ingewin as wat ek kon. Maar die dag toe ek met haar trou, daar op die honeymoon, ontdek ek, maar ek weet nog nie wie sy is nie. Ek kon dit eers leer ken in my lewe saam met haar. En dit is waaroor hier gaan. Dit gaan oor 'n lewe saam met die Here. En hoe die Here kom ken, natuurlik deur sy woord, maar ook deur gebed, deur my kommunikasie met hom. Dit gaan hier oor dat ek die Here in 'n persoonlike verhouding al beter leer ken. So, kom ons begin weer van vooraf. Ek het die geloof, ek het Jesus aangeneem as my verlosser en saligmaker. Dit word aangevul met 'n lewe van opregtheid. Dit word aangevul met 'n kennis van die Here. 'n Kennis waar ek hom al beter leer ken as persoon. En dan staan daar hierso, hierdie kennis moet dan aangevul word met selfbeheersing. Nou, wie is in beheer van jou lewe? Ons sit almal met daardie situasie. In myself is daar 'n ou mens en 'n nuwe mens. En hierdie twee is die heeltyd in konflik met mekaar.
Selfbeheersing beteken dat ek dag na dag daardie dissipline in my lewe moet aanleer waar ek nee sê vir die ou mens en ja sê vir God. Dit gaan daaroor dat daar selfdissipline in my lewe is. En wat is selfdissipline? Dit beteken ek trek 'n streep, ek maak 'n grens, want die aanvalle van Satan sal kom. En daardie streep, daai grens wat ek trek, dit is waar ek myself dissiplineer. Ek noem gou 'n voorbeeld. 'n Groot probleem vandag, ons praat van skermverslawing. Mense is verslaaf aan hulle selfone en hulle laptops ensovoorts. En dit word 'n groot probleem by baie. En dit gebeur sonder dat ons dit agterkom. Dan raak ons verslaaf aan hierdie ding en hierdie ding begin ons lewe beheer. Dit vat ons tyd. Dit beheer ons. Hier sal selfdissipline beteken, ek trek 'n streep. Ek sê vir myself, jy kry 'n uur op 'n dag, of dit wat nie, en dis dit. En dan moet ek myself daarby hou, dit is die streep, en ek bly daarby. Dis selfbeheersing. En natuurlik kan ons nie daai selfbeheersing uit ons eie doen nie. Ek kan dit alleen doen in die krag van die Here Jesus Christus. En dit kan ek alleen doen, as die vorige punt in plek is, dat ek die Here leer ken het. En dit kan ek alleen doen, as ek 'n lewe van opregtheid leef. En dit kan alleen gebeur, as ek die ware geloof in Jesus Christus het. Sien julle hoe bou hulle die een op die ander? En dan staan daar, hierdie selfbeheersing moet met volharding aangevul word. Volharding? Nou, in die ou vertaling word die Griekse woord vertel met lydsaamheid, wat iets sê van waaroor dit gaan. Lydsaamheid beteken, ek kan lyding verdra, terwille van 'n saak. En dis waaroor dit hier gaan. Die lewe van 'n kind van God is nie maklik nie. Daar kom lydsaamheid, daar kom lyding, want as ek hierdie vorige goeders wil doen, dan gaan ek gekonfronteer word, dan gaan ek in moeilike situasies kom, en dan gaan daar lyding op my pad kom, wat dit ook al is. En baie keer sê ons, wanneer ek in daai situasie van lyding is, dan sê ek, wat het ek nou gedoen dat ek so moet ly? Nie, het niks gedoen nie. Dis deel van God se program, om jou toe te rus, om jou sterk te maak as 'n gelowige. Daarom moet jy deur daai goed worstel, want dan leer jy volharding. Dan word jy 'n sterk gelowige. As die Here net ons die hele tyd in ons gemaksones los, dan gaan ons nie ontwikkel nie, dan gaan ons nie sterk gelowiges word nie. En dan staan daar die volgende ene, die volharding word aangevul met godsvrug. Nou godsvrug kan ons sê, dit is 'n godvreesende, vroom lewe. Maar ek wil gou vir julle net bietjie toets. As ek nou vandag vir julle sê, ek is 'n vroom, godvreesende mens, wat geen stap sou neem, sonder om God raadpleeg, wat is sy wil vir my. Ek is so regverdig, en so opreg, dat ek nooit die geringste skade aan enige ander mens sal aanrig nie. So selfbeheerd, so gematig,
dat ek nooit op enige tyd dit wat lekker is sal kies bo dit wat reg is nie. Ek is so verstandig en so wys en so versigtig dat ek eintlik nooit fouteer as ek moet onderskei wat goed en kwaad is nie. As ek dit nou sê, sal julle sê ek het 'n godsvrugtige lewe? Ek het hierdie onlangs in 'n klein groep gesê, net soos ek dit nou gesê het, toe kyk een van die dames my so en sy sê vir my, as jy regtig godsvrugtig lewe, sal jy nie nodig hê om hierdie te sê. En dit sê vir my vreeslik baie. Godsvrug kom uit deur wie jy is. Jy hoef dit nie verander te sê nie. Dis nie nodig nie, want jou lewe moet dit wys. Terloops, hierdie wat ek nou gelees het hieroor, is eintlik iets wat 'n ander belangrike persoon in die verlede gesê het. Dit is wat godsvrug is. Maar vir my die kern daarvan is nie die klompie eienskappe wat ons nou as godsvrugtig beskryf nie, soos dit in hierdie stuk beskryf is nie. Dit is om so te leef dat jou lewe vrug dra in God se koninkryk. Jy hoef dit nie te sê nie. Dit sal wys. En dan, as ek so godsvrugtig lewe, dan word dit aangevul met liefde onder mekaar. Dit gaan hierso oor liefde wat die kinders van God vir mekaar het. In die Grieks word die woord phileo gebruik vir hierdie liefde. Dis 'n vriendskaplike liefde, dis 'n liefde wat ons verstaan in die woord koinonia, wat daaronder God se kinders is. Maar hierdie phileo moet dan aangevul word, soos dit hier vertaal word, die liefde met vir alle mense. Dit moet dan aangevul word in die Grieks wat hier gebruik word, is die woord agape. Agape is daardie liefde wat ons leer ken het toe Jesus Christus homself aan die kruis geoffer het. So, uit die koinonia, die liefde onder mekaar, groei daar 'n opofferende liefde vir die wêreld. Dit is hoe ons na die wêreld moet gaan. Nie gelyk word aan hulle nie, maar met 'n opofferende liefde. Want dit is wat elke mens soek. Ons is so gemaak. Elke mens het behoefte aan liefde. En as ons agape liefde gaan leef in hierdie wêreld, die Here het gesê, hieraan sal die mense weet dat julle my kinders is. Ek vra dan vir jou om dit wat die Here vir ons vra. Vers 10 sê, daarom broers, moet julle julleself des te meer beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. In die ou vertaling staan daar, jy moet jou roeping vasmaak. En dis wat God vanoggend vir jou kom vra. Hy wat jou geroep het, kom sê vanoggend,
Maak jou roeping vas deur jou geloof aan te vul met opregtheid. Die opregtheid aan te vul deur 'n noue verhouding met die Here te hê waar jy hom ken. En dit aan te vul met selfbeheersing. En dit aan te vul met volharding. En dit aan te vul met godsvrug. En dit aan te vul met koinonia, liefde onder mekaar. En dit aan te vul met 'n lewe van opofferende liefde, waar jy jouself, soos Jesus hom vir jou geoffer het, jy jou lewe offer vir hulle wat hom nog nie ken nie. Amen. Ons dank U, Here, dat U vanoggend vir ons hierdie riglyn gee, hoe ons moet groei. U het vir ons eintlik so duidelik die stappe gegee. Hoe ons moet groei, dat ons U koninkryk kan laat kom in hierdie wêreld. Want U wil ons gebruik om U koninkryk te laat kom. En ons sê vanoggend, Here, hier is ons. Help ons op hierdie pad wat ons moet groei. Ons vra dit in Jesus se naam.